Mense siele is op die spel, geliefdes. Ons ewigheidsbestemming is op die spel. En dit sal alles bepaal word deur die woorde wat ons lees, die woorde wat ons hoor of nie hoor nie. Die woorde wat ons glo of nie glo nie. Daar is 'n getroue en 'n waaragtige getuie, Jesus Christus. En dan is daar diegene wat sy woord aanvaar en wat dit bewaar. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is hier by mekaar vandag om U absolute koningskap oor hierdie wêreld en die ganse skepping, om daaraan erkenning te gee. Want daar is niemand in die hemel en op hierdie aarde wat aan U gelyk is nie. Geen hemelse wese wat nie voor U eendag sal moet buig nie. U is inderdaad grootliks gedig. U is inderdaad eindeloos in vermoë. En ons buig onsself voor U neer uit dankbaarheid vir U trou wat U so onverbreekbaar aan ons bewys het. Ons kom vandag na U toe uit dankbaarheid dat U U heilige woord vir ons gegee het, aan dit wat deur U Seun aan die apostels en die profete gegee is en deur die Heilige Gees deur alle eeue voortgedra is, dat ons daardie woord het, 'n goddelike openbaring. Dit wat aan geen ander volk beskore was nie, het U vir U volk gegee wat U uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. 'n Besonderse dag, 'n besonderse geleentheid en 'n besonderse woord. Uitsonderlik teenoor al die woorde wat hier in die wêreld vandag na ons toe kom, al die beelde wat aan ons gewys word. Ons bid dat ons dan nou met dankbare ontvanklike harte na daardie woord sal luister. En daar waar ons in ons begrip of in die oordrag van hierdie woord tekort skiet, bid ons Hemelse Vader dat U ons sal bystaan deur die Heilige Gees en dat U ons sonde en tekortkominge sal vergewe in die heilige naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die boek Openbaring 2 hoofstukke. Die eerste hoofstuk en dan ook hoofstuk 13. En die eerste hoofstuk gaan oor die openbaring wat Johannes die Doper namens die kerk van alle eeue ontvang het en dit waarvan ons elke dag leef. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed.
en ons gemaak het, konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland Patmos, wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna, en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat gloei soos 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en ek is die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En nou lees ons van die ander openbaring, en dit is die openbaring van die duiwelse drie-eenheid, die draak en die dier en die valse profeet, soos dit in Openbaring 13 aan ons voorgehou word. Openbaring 13, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle die draak aanbid wat die dier sy mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin.
En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand kruisgevangenes maak, gaan hy in kruisgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhowe gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Openbaring 1 vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Geliefdes broeders en susters van hom wat is en wat was en wat kom. Johannes, ons broeder en deelgenoot, hy is die ontvanger van 'n openbaring, dit is die ongelooflikste openbaring in die wêreldse geskiedenis, kan ons met stelligheid sê. Want hierdie is immers 'n aankondiging, 'n eenmalige aankondiging van die koning der konings. Hierdie is die woorde van die eerste en die enigste. Hy wat self uit die dood opgestaan het. Hy is die tydlose, hy is die Alfa en hy is die Omega. En hy verskyn hier in die laaste dae vir die laaste keer voor sy verskriklike wederkoms. Skryf, broeder Johannes, skryf. Skryf die dinge op, die dinge wat jy gesien en gehoor het, die dinge wat is, sowel as die dinge wat nog gaan gebeur. Skryf wat jy sien in 'n brief neer, en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is, aan Efese, en Smyrna, en Pergamus, en Thyatira, en Sardes, en Philadelphia, en Laodicea, en aan Kaapstad, en aan Koelsberg. Johannes het 'n stem uit die hemel aan hom hoor sê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dis die mees ongelooflike openbaring in die wêreldse geskiedenis, en Johannes is die ontvanger daarvan, hy en hy alleen.
in ballingskap. Hy was verban deur die keiser, afgesonder van die wêreld, verwyder en uitgedryf van die samelewing is hy daar op die eiland Patmos, 'n barre eiland in die Middellandse See, en hy is die enigste getuie van God se laaste woorde in die laaste dae. Skryf Johannes. Die magtige anti-kris het jou verban, hy het jou uitgeskakel ter wille van die woord van God, het hulle jou na hierdie afgesonderde eilande gepos, omdat jy Jesus Christus se waarheid verkondig, maar nou sê die Here, gaan ek jou nog meer van my woord gee, meer van my woord om te verkondig. Skryf Johannes, skryf. Ter wille van die 7 gemeentes, ter wille van die kerk van alle eeue, en ter wille van ons wat vandag hier op die dag van die Here bymekaar is. Skryf, sodat jou broeders en jou susters en jou kinders, hulle wat hierdie woorde eendag sal lees, en hulle wat hierdie woorde eendag gaan hoor, sodat hulle salig kan wees, sodat hulle uitermate gelukkig kan wees. En tot in die laaste hoofstukke kom hierdie opdrag, skryf, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Nou mag jy wel vra, geliefdes, mag jy wel vra, hoekom sal ons hierdie openbaring, hierdie afkondiging wat daar in afsondering gedoen is, hoekom sal ons daai woord glo? Die getuienis van dit, wat niemand anders gesien het nie, woorde wat slegs Johannes gehoor het. Hoekom as hierdie die laaste testament is van die owerste oor die konings van die aarde, hoekom sal dit kom aan 'n aankondiging wat kom van hom wat praat met 'n stem soos 'n bassein, wat praat met 'n stem so hard, so oordonderend soos die Victoria watervalle? As dit die aankondiging is van hom wat bekleed is met 'n koninklike en 'n priesterlike heerlikheid, wat geen mens nog ooit gesien het nie, en met oë wat helderder brand as 'n swysvlam, hoekom sal dit nie in die openbaar geskied nie? As dit in die stadions van die destydse Romeinse hoofstad in Rome kon geskied, as hierdie bassein kon weer klink voor die wêreldse media, as hierdie beeld maar net gedra word, was deur satelliete en skottels en Starlink en die internet van vandag, dan sal die ganse mensdom dit mos kon hoor en sien en straks glo. Maar nee, dit was net Johannes wat hierdie gesig gesien het, en net Johannes wat die stem gehoor het. Nou, hoekom sal ons hierdie openbaring en hierdie afkondiging wat daar in afsondering gebeur het, hoekom sal ons dit glo? Vir een eenvoudige rede, geliefdes, op daardie dag van die Here, op daardie Sondag Sabbat was Johannes nie alleen op daardie plek van ballingskap nie. Patmos mag wel God verlate wees, maar Johannes was nie verlate van God nie. Johannes was in die gees op Patmos. En in en deur die krag van die Heilige Gees sien en hoor en skryf Johannes van God se verborge dinge wat nou openbaar gemaak word. En so is ons ook vandag nie alleen hier by mekaar nie. In en deur die krag van daardie selfde Heilige Gees lees ons en hoor ons hier vandag, nou hier op die dag van die Here, lees en hoor ons van God se verborge dinge wat nou openbaar gemaak word. In en deur daardie selfde Gees glo ons. Saam met die 7 gemeentes van Klein-Asië glo ons hierdie boodskap wat nou al vir 20 eeue lank saam met ons is. 'n Woord wat al die wonderlike boodskappe en vertonings en skouspele in die stadions en in die keiserlike dekrete en fanfares van konings en presidente van hierdie aarde oorleef het. Want sien,
So het ons mos vanoggend ook uit Openbaring 13 gelees, dat die dier wat uit die see uit opkom, het ook die vermoë om groot woorde te spreek. Die dier en sy valse profeet het ook die vermoë om groot tekens te doen. Dinge wat die mensdom stom van verwondering laat. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel voor die oë van die mens op die aarde laat neerdaal. So staan dit daar geskryf. Hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens, hierdie valse profeet, tekens wat aan hom gegee is, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak van die dier. Dink aan Nebukadneser. 'n beeld moet maak vir die dier, en dit is aan hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat. Hologramme en kunsmatige intelligensie, wie weet. Verstommend is asemrowend. Dis wat die mensdom sal sê oor hierdie tekens en wonders waartoe die anti-kris en sy valse profeet in staat is. So verstommend en asemrowend soos die skouspele wat ons vandag op die breë skerms in die teaters in ons eie huis ontvang, met beelde wat boekdele spreek, met beelde wat die mense aandag boei en betower. Oor kuberruimtes bestaan daar nou kommunikasiemoontlikhede wat vroeër nie eers oor gedroom was nie. Met televisie en internet en Facebook en Twitter en wat nie nog als nie. Maar wat sê dit alles vir ons? Wat sê dit vir ons? Of nog belangriker, wat sê die kommunikasie vir ons oor die owerste van die konings van die aarde? Wat sê dit vir ons oor hom aan wie alle mag op die hemel en op die aarde gegee is en voor wie elke knie eendag sal buig? Wat sê die beelde en die tekens en die groot wonders en die groot woorde? Ons het gelees, die dier het sy mond oopgemaak om te laster. Om te laster teen God. Om sy naam en sy tabernakel, dis die kerk, en die wat in die hemel woon, te laster. Leef ons nie nou juis in 'n tyd van godslastering nie, geliefdes? Godslastering in die films, die televisie, God se naam 'n vloekwoord, Christus se naam 'n stopwoord, godslastering en bespotting deur Afrikaanse komediante, godslastering en bespotting in die Afrikaanse koerante, 'n bespotting van alles en almal wat heilig is. As ons Johannes se evangelie lees, dan bring hy al hierdie dinge in verband met die draak en die duiwel, want hy sê, daardie draak en daardie duiwel staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Trouwens, hy is die vader van alle leentaal. En daarom sal hy en diegene wat hom volg, sal elkeen wat leuns liefhet en dit doen, nie toegelaat word in die nuwe Jerusalem nie. Dis Openbaring 22. Mense siele is op die spel, geliefdes. Ons ewigheidsbestemming is op die spel. En dit sal alles bepaal word deur die woorde wat ons lees, die woorde wat ons hoor of nie hoor nie. Die woorde wat ons glo of nie glo nie. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. En die teendeel is net so van toepassing. Vervloek is hy wat weier om die woorde van die profesie te lees. Vervloek is hy wat hulle ore toestop. Vervloek is diegene wat hierdie woorde minag en daar buite op die vullishoop gooi. Daar is 'n getroue en 'n waaragtige getuie, Jesus Christus. En dan is daar diegene wat sy woord aanvaar en wat dit bewaar.
En as ons deel van daardie volk is, daardie volk wat sy woord lees, en daardie volk wat sy woord hoor, dan moet ons terselfdertyd erken, dat dit is nie enige persoonlike prestasie nie. Dis louter genade, dat my naam in die boek van die lewe opgeteken is. As jy 'n oor het om te hoor, en dit sal ons dikwels verder lees in die boek Openbaring, as jy 'n oor het om te hoor, is dit slegs onverdiende genade. Dat daar getroue getuies in die gemeentes is, dis weer eens genade. En terselfdertyd is hierdie briewe wat daar opvolg, die briewe aan Laodicea, aan Smyrna en so meer, dis so gepak met waarskuwing, so gepak, gelaai met 'n opdrag aan die kerk om die woord te bewaar. Want daar is diegene wat voorgee dat hulle apostels is, maar hulle is leenaars. Daar is valse leraars, valse profete, valse profetesse. Bewaar tog my woord, sê die Here, bewaar my woord, soos die gemeente van Philadelphia dit gedoen het. En dan aan die einde van die boek Openbaring word die uitdruklike waarskuwing tot ons gerig. As iemand by hierdie woorde byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, die pla waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel uit die boek van die lewe wegneem. Bewaar tog die Here se woord, so sê hy vir sy gemeente hier in Koelsberg. Hoe sal ons die Here se woord bewaar? Sal ons die Here se woord bewaar as ons die Bybel met die grootste deernis daar langs ons op die bedkassie hou, maar dit slegs gebruik om al ons geliefdes se verjaarsdagkaartjies te bære en daarin te versamel? Sal ons die Here se woord bewaar as ons die Bybel saam met al ons ander waardevolle erfstukke in 'n kluis toesluit? Nee, geliefdes. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor. Hierdie woord word bewaar wanneer dit gebruik word, wanneer dit gelees word. Hierdie woord maak salig wanneer dit verkondig word en wanneer dit gehoor word. Die boek Openbaring is wat die naam sê wat dit is openbaring. 'n Openbaring van dit wat eers verborge is, maar wat nou moet weer klink saam met al die ander profesieë in die sinagoges moet weer klink, vanaf die preekstoele moet weer klink. Wat in die lig van die 7 kandelare voorgelees moet word. In Klein-Asië tot in Groot-Afrika, want die tyd is naby. En hy wat is en wat was en wat kom, hy is aan die kom. Dit was nie net belangrik dat Johannes die woord van die eersgeborene uit die dode sou neerskryf nie. Hierdie woorde moes ook oorgeskryf word voor die dra van die drukpers en die kopieermasjiene, voor cut and paste, moes dit oor en oor geskryf word en vertaal word, sodat elke stam, elke taal, elke volk en elke nasie op aarde dit in sy eie taal kon hoor en self weer lees en glo. En so deur die beskikking van die Gees van God het dit ook gebeur. Maar broeders en susters, die dier en hulle valse profete het ook hulle eie agenda. En hulle is nie ledig nie. Dit was ook duidelik uit ons geleesde gedeelte. Hulle het ook 'n boodskap, groot woorde, groot tekens, verstommende beelde en hulle het ook middele, indrukwekkende middele. En hulle kom nie net met die bespotting en die leuen en die godslastering nie. Hulle het ook ander maniere om die woord van waarheid om dit te benadeel en om die blye boodskap te belemmer. En een daarvan is om alle kommunikasiekanale so te besoedel met ydelle woorde en
beelde om ons aandag so af te lei deur sosiale media en deur skouspel, sport en vermaak om ons aandag so af te lei dat ons bykans geen tyd en geen geleentheid meer oor het om die ware woord te lees nie en om die ware woord te hoor nie. En nog 'n slenter van die slang is om die taal waarin hierdie kosbare woord aan ons geskryf is, om daardie taal so te vermink sodat ons en ons kinders die woorde van hierdie boek nie meer verstaan nie. Sodat hierdie saligmakende woorde sal sterf, omdat die taal waarin dit geskryf is ook besig is om te sterf. Omdat daar nou 'n nuwe geslag is wat nie meer kan lees nie. Wat nie meer kan spel nie. 'n Ongeletterde geslag. Wat nie meer in Afrikaans kan kommunikeer nie, maar saam in die wêreld in Engels skryf. As hulle op hulle Facebook profiele in Engels skryf, ook nie eers meer skaflike Engels nie. Maar om met verminkte woorde en spelling vir dit wat deesdae as Engels moet deurgaan. En so ook diegene wat nog in Afrikaans kommunikeer en dit geskied in 'n geradbraakte WhatsApp taal van vandag met ewe eens verminkte spelling. Sodat ons later net 2 Afrikaanse woorde ken en dit is cool en awesome. Maar wat God se geregtigheid, sy barmhartigheid en wat sy goedertierenheid beteken, dit het ons nie meer die vaagste benul van nie. Ons taal is nie onbelangrik nie, geliefdes. As hierdie profesie vir ons in Afrikaans vertaal is, dan is Afrikaans nie iets waarmee ons moet mors nie. As ons saligheid afhang van die woorde wat in hierdie boek geskrywe is, dan kan ons nie daarmee mors nie. Want salig is immers hy wat die woord van die profesie lees en wat dit hoor en die wat dit bewaar. Amen. Kom laat ons dank. Onse genadige God en hemelse Vader, en so is ons dan ook kinders van ons tyd. Ons bid dat ons nie soos dooie visse by die stroom sal afdrywe nie, maar dat ons as lewendige visse teen die stroom sal opswem. Dat ons staande sal bly in 'n wêreld wat besig is om op sy eie koers te gaan. Onder die invloed van die draak, die dier en die valse profeet, verstommend te staan voor dit wat deur die wêreld aangebied word. Maar hierdie kosbare woord wat ons van U ontvang het, wat dit minag, wat dit vanselfsprekend aanvaar, en wat nie meer moeite doen daarmee nie. Ons bid dat U ons nie net ook hierdie woord sal aanvaar en bestudeer en lees nie, maar dat ons dit ook sal praat en verkondig en vertel aan 'n volgende geslag, maar ook aan die huidige geslag en ook die vorige geslag en almal wat U oor ons pad bring. Gee ons die vrymoedigheid daartoe. Gee ons die ywer daartoe. Ons bid dit in die naam van die owerste van die konings van die aarde, ons Here Jesus Christus. Amen.